Goeiemôre, dis 6 November. Vandag iets heel uit van die ander rigting wat ek altyd doen. Nou, ek raak nooit regtig betrokke by politiek nie. Wat ek wel sal sê, wat mense sal weet. Ek is 'n conservative, ek is 'n Republican, ek stem vir Republicans. Ek het vir Trump gestem nog 'n keer as hy staan vir president, en hy is die beste president wat ons nog gehad het. That's the end of the line, that's my politiek. Maar ek sien in die laaste 2 dae 'n klomp baie misinformasie vanuit die experts uit Suid-Afrika uit. Jy weet, daai experts van Amerika wat nog nooit eens in hulle hele lewe in Amerika was nie. Hulle maak uitsprake en comments en hulle volgelinge hang aan hulle lippe. Ek kan dit nie verstaan dat jy aan iemand se lippe gaan hang wat claim om 'n expert te wees van 'n ander land, maar myself nog nooit in sy lewe in hy land nie. So, en dit gaan vandag oor Amerika is nou 'n moslimland. Dit is funny, dis regtig funny. Nou, almal weet, Mandani hy's nou die nuwe mayor van New York. Hy's 'n moslim en 'n socialist, neig meer na communist as 'n socialist. En hy het nou gewen en skielik word die dam onder die een se hol uitgeruk. Nou gaan die hele Amerika moslim raak. Want New York lead die land. Alles wat in New York gebeur in die res van die land. Die mense wat daar uitsprake maak, het absoluut geen klou waarvan hulle praat nie. Niks, zero. Daar gaan nie geen impak op die res van die land hê nie. Het gaan nie eens 'n groot impak in New York hê nie. So almal dink nou skielik gaan ons in skole gaan ons nou mag ons nie meer Christian goeders het nie. Ons gaan nou vir Allah moet aanbid op skool. Ek weet nie waar dan daai krap kom nie. Nee, dit is nie so nie. Kommunisme gaan nou versprei deur die hele Amerika. Nee, daar's geen manier dat hulle dit gaan regkry nie. Islam gaan nou versprei deur die hele Amerika. Ek weet nie hoe hulle gaan versprei as hulle nie eens 2% van die population is nie, maar nou ja, dit gaan ook nie gebeur nie. En dan praat hulle van, ja, maar onthou nou in New York. Nou hierdie Mandani, sy uitsprake is, waarop hy verkies is, free akkommodasie vir mense in New York, free public transit, free dit, free dat, en ook al die winkels gaan nou deur die government beheer word. Dit gaan government control winkels wees, dat die prys op dieselfde laag bly vir almal. Nou, as hy dit sê, government control, praat hy nie van die US government, of even die staatse government, hy praat van die city se government. Jy weet, die mayor homself en sy alderman, jy weet, die city se eie regering. Maar hier kom die probleem. Die heel eerste dag wat hy na 'n meeting gaan hê, okay, kom ons begin nou 'n plan maak. Hoe gaan ons vir almal free accommodation? Nee, kom ons begin by die public transit. Ons moet vir almal kan free public transit gee. Dis 'n goeie idee, ek like daai idee. Dan gaan hulle sit en agterkom, okay, waar gaan hulle die biljoene dollars vandaan kry om my transit system aan die gang te hou? Want jy moet steeds die moltreine en die busse en alles nuus aankoop en service en die drywers en die ouens wat dit operate betaal. Waar gaan daai geld vandaan kom? Dan gaan dit later kom, oeps. Die government gee nie vir ons geld, die federal government nie. Die staat gaan nie vir ons geld gee nie. Ons moet dit uit ons stad uitkry. Met ander woorde, wat moet ons doen? Ons gaan taxes groot moet reis. En jy kan nie net taxes reis in 'n stad soos daai nie. Jy moet 'n referendum onder die populasie hou wat jy sê, okay, om hierdie ding te doen, moet ons die income tax en die tax wat jy in die winkel betaal met 1 of 2% verhoog, en daai geld sal ons gaan gebruik om die public transit system aan die gang te hou. En die eerste keer dat hulle daai 'n referendum insit, gaan hy sy gat sien, want niemand gaan daarvoor vote nie. So, nou kom hy agter, okay, dit gaan nie werk nie. Dieselfde met die ander goeders, government control winkels. Al daai winkels, beteken elke liewe winkel in New York City, wat capitalist is, weet, ouens wat jou winkels opgemaak het, moet nou toemaak en deur die government gekontrol word. So, alle mense gaan uittrek. Daar sal klaar, ek het gister gesien 'n advertensie van ons governor hier in Tennessee, Bill Lee, die governor van Tennessee. Hy sê vir die groot businesses in New York City, hey, kom trek na ons, daar's 'n baie plek vir jou. Maak jou winkel, jou besigheid hier oop. Hier is nie kommunisme hier by ons nie. En jy kan free trade en free alles soos jy normaalweg gedoen het in die tyd in New York City.
So, hierdie ou het groot gepraat en whatever, wat gaan daar van kom? Borrel. Hy gaan miskien 'n paar dinge hierin regkry, klein dinge, al wat hy gaan regkry, hy gaan die ekonomie van New York City drop, die mense gaan in groot getalle uittrek, en hy gaan agterkom kommunisme werk nie. Dis maar, gaan dit 'n groot impak op die res van die state hê? Nee. Gaan dit 'n groot impak op Amerika hê? Absoluut niks. Daar's al klein pockets in reg oor Amerika, en dis onder die jong mense, wat sal sê, dit klink vir ons reg. Weet, free dit, free dat, free alles, dan kom hulle agter, dit gaan nie werk nie. So, sonder nou om die dam onder die een se gat uit te ruk, die impak wat daai op Amerika en op die Amerikaanse ekonomie gaan hê, is baie, baie klein tot zero. Die impak wat dit op ons geloof in Amerika het, is baie klein tot zero. Die impak wat dit op social norms hier in Amerika het, baie klein en zero. Ons hier in die weste of in die suide, ek is in die Mid-South, jy weet, Tennessee, die state, conservative state, ons het nie 'n saak met wat hulle in New York City doen nie. Daar kan hulle kinders force om in 'n skool vir Allah te aanbid hulle wil. Die ouers gaan net hulle kinders uit die skool uithaal. Hulle gaan dit nie by ons kan doen nie, want die by ons gaan dit nie werk nie. So, nou is ons terug by waar ons was. Die mense wat die experts, die Amerikaanse experts wat daar in Suid-Afrika sit, wat groot gevolge mense onder hulle het, en daai ouens was self nog nooit na Amerika nie, dink nou vir jouself. Wil jy eerder hulle glo, wat hulle bronne van die internet afkry, wat verdraai en vals is, of wil jy iemand glo wat hier bly? It's up to you. Dis interessant, en dis my politiek vir vandag en vir die week en vir die maand. Ek bly uit politiek uit, ek is nie geïnteresseerd daar nie. Geniet die dag verder.